Hy sê hierso, hy sê, en van die leuen, kom ek gaan net weer terug, Openbaring 13 vers 11. Lees op Openbaring 13 vers 11 tot 15. En tekens en wonders, jy besef nou, dat dit nie die geopenbare antichrist is wie die wonders en tekens gaan doen nie, maar die vals profeet. Het is wonderlik as ou die woord ken, ne? En nie nodig het om tierland tuintjies so goed aan te sit, om jou kerk dogma en doktrine te pas nie, wie uit die aarde voorgekom het. En van die leuen, hierdie gedeelte van vers 9, bevestig dat alles geskepte leuns is, wat gebruik word om die antichristelijke volgelinge na die wederkoms van Parousia van Jahvashua te oortuig om die antichrist te volg. Met allerhande verleiding van ongerechtigheid. 2 Tessalonisense 2 vers 10, met allerhande verleiding van die ongerechtigheid. In wie verlore gaan. Ons weet nou dat hierdie gedeelte van die versgedeelte het sekerlik niks met die bruid van Jahvashua te doen nie, want die bruid van die bruid en die Ruach HaKodesh is reeds aan die einde van Openbaring 3:22 van die aarde weggetrek tydens die wederkoms die Parousia van Jahvashua. Hierdie sal alles deel wees van die Satan se kragspel onder mense wie nie deel van die bruid van Jahvashua was nie, te oorreed om die merk van die antichrist te neem. U weet reeds dat die mikroskyfie implanting sal wees volgens Openbaring 13 vers 16 tot 18. Omdat hulle die liefde van die waarheid nie aangeneem het nie. Die ouens gaan verlore, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Vandag in die 21ste eeu leef ons in 2025 steeds in die dispensasie van genade en in die deur van genade nog nie toegemaak nie. Die genadebloed van Jahvashua is vandag nog net so actief as wat dit was 2000 jaar gelede. Halleluja. Om nie gered te word nie. Vandag in 2025 roep die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ook na u om te besluit te neem wat u lewe vir ewig kan verander, deur wie Jahvashua u as redder, verlosser en saligmaker aan te neem. Waarom met die eie lewe dobbel? Die krag van die dwaling. 2 Thessalonika 2 vers 11. Daarom sal Jahwe almagtig, dis God, hulle, dis hierdie antichriste mensdom, na die wederkom Parousia van Jahvashua was sy bruid, die krag van die dwaling stuur. Hy sê wat? Hy sal vir hulle die krag van die dwaling stuur. Omdat hulle gedurende die genade tydperk, die geleenthede wat hulle gegee was, verwerp het, terwyl die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, by hulle gepleit het. Jy wys hom weg vandag, hy stuur vir jou die krag van die dwaling. Om die leuen te glo, as mense, hy sê, ons as mense is geformeer met 'n vrye wil, om self te besluit wat ons wil glo, wat ons in ons lewe wil doen. Daarom word ons ook verantwoordelik gehou vir die keuses wat ons in hierdie lewe maak. Hierdie keuses wat ons daagliks maak, sal ook bepaal of ons gered word, of ons ongered sal wees wanneer Jahvashua, dis Jesus Christus, tydens sy wederkoms sy Parousia by sy bruid kom haal, aan die einde van die genade tydperk, volgens Openbaring 3 vers 22 tot Openbaring 3 vers 22. Wanneer u nou die volgende versgedeelte lees en bestudeer, moet u besluit of dit wat hierna verwys word, na die wederkoms van die Parousia van Jahvashua vir sy bruid gebeur, of eers na die slag van Armageddon, tydens die wittroon oordeel, volgens Openbaring 20 vers 11. Hulle wie die geopenbaarde waarheid nie geglo het nie. Ja. Ek preek hierdie waarheid al vir die laaste 30, 35 jaar en die ouens wil my nie hoor nie. En elke keer dan sê hulle die vredesverbond, Yasser Arafat, oupa Bush, Bush, Clinton, Obama, Trump, allemaal. Dan sê ek, dis nie die verbond nie. Die verbond tussen die vors en die prins. Vors die Rooms-Katholieke paus, want hy verklaar homself in die Bybel. Die prins, die volk van Israel. 2 Thessalonika 2 vers 12. Sodat almal, hierdie ongoddelike mense, wie met die mikroskyfie implanting gemerk was, ons verstaan nou, die bruid is weggetrek, hulle het nou agtergebly. Hulle het die merk gevat, ou Dani Botha se kerk wat agterbly. Hulle moet die merk vat, want hoe kom hulle deur die groot verdrukking? Sodat almal hierdie ongoddelike mense en die kerk wat die mikroskyfie implanting nou sal neem, wie die antichrist en die valse profeet gevolg het, volgens Openbaring 13 vers 11 tot 15, geoordeel kan word, wie die waarheid
van die geopenbaarde woord nie geglo het nie. Wie die waarheid van die geopenbaarde woord nie geglo het nie. Jy wil nie die waarheid glo nie? Jy dink Jaffa het my in hierdie stoel gesit verniet. Al die beledigings moes ek opvreet en al die slegsêery, dit rol so water van die een van my af, want weet jy wat, die woord sê die waarheid maak my vry. Dis net die waarheid wat my vry maak. Hy sê, sodat almal hierdie ongoddelike mense wie met die mikroskyfie implanting gemerk was, wie die merk van die antichrist en die valse profeet gevolg het, volgens Openbaring 13 vers 11 tot 15, geoordeel kan word, wie die waarheid van die geopenbaarde woord nie geglo het nie, hoor dit, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Hierdie gedeelte van vers 12 verduidelik dat hierdie antichristlik ongoddelik is, verkies het om die Satan en sy demoniese magte te dien, terwyl hy die geleentheid gehad het om Jaffa aan te neem, voordat die wederkoms die parousia van sy bruid plaasgevind het. Volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jaffa Almagtig, weet ons vandag 2025 reeds, dat tydens die 7 jaar 105 dae groot verdrukking, geen protestante, karismate of Rooms-Katolieke mense gered kan word nie. Soos wat u nou reeds weet, is die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, reeds saam met die bruid van Jaffa van die aarde af onttrek tydens die wederkoms en die parousia vir sy bruid. Al wie tydens die groot verdrukking gered kan word, is die 1/3 van Israel, naamlik die oorblyfsels, of in Engels sê, the remnant of Israel. Die ander 2/3 van Israel sal tydens die slag van Armageddon van kant gemaak word. Dis so maklik as wat dit is. Hierdie remnant of oorblyfsels, die 1/3 van Israel, sal saam met die bruid, ons praat van die heidense bruid of the Gentile bride, dis ons hierdie, ons word weggetrek by Openbaring 3:22 en dan by Openbaring 19 vers 11 wanneer Jaffa op die witberg kom, word Jacob's bride, die bruid uit Israel uit, word hulle weggetrek en saam word ons die vrou van die lam genoem. Openbaring 21 vers 9 gaan lees, Openbaring 21 vers 9.